Môre Jaco. Môre Isak. Kom ek vra gou vir jou, nee, kom ons begin met jou reaksie op Sarah, is mos Sarah nie, Rebecca. Ag Rebecca, ja. Ja, kyk, Rebecca Davis is met my op WhatsApp en sy het my behoorlik tydens die Amerikaanse besoek elke tweede dag omtrent 'n boodskap gestuur om presies uit te vind met wie ons ontmoet en vergader het, jy weet, en ek het maar met rede dit nie vir haar gesê nie, omdat ek bloot Daily Maverick nie as 'n onafhanklike media-instelling beskou nie. Hulle grootste finansier is die George Soros Open Society in Amerika. Hulle het self geld gekry van USAID, wat natuurlik nou gestaak is, en daar's 'n agenda in die artikels teen ons, so ek het eerlik vir haar gesê waar ons vergader het, maar nie noodwendig met wie nie, en om jou eerlik te wees, Isak, ek is nie bang om met mense te deel met wie ons in Amerika vergader het. Kom ek noem vir jou een voorbeeld. By die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake, die State Department, het ons met Marco Rubio, die minister se regterhand, ontmoet. Sy naam is Michael Needham. Hy is ook tegnies die adjunk minister van Buitelandse Sake. En enigiemand kan op Wikipedia gaan lees wie's Michael Needham. Sy besigheidskaartjie lê hier met sy selfoonnommer en sy e-posadres op. Ek is met hom op WhatsApp op my foon. Dit is die adjunk minister van Buitelandse Sake. En ek het met hom op WhatsApp gekommunikeer oor die afdanking van Ibrahim Rasool. So ek is nie bang om te bewys dat ons met senior mense in Amerika ontmoet het nie, maar ek is ook bereid om in gevalle waar mense dit nie bekend wil hê ons moet dit bekend maak nie, hulle te beskerm. En dit was spesifiek die geval in die Withuis gewees. Want in die Withuis was my ervaring gewees dat die persone met wie ons ontmoet het, wou graag gehad het dat ons die inhoud van daardie vergadering en wie die mense is met wie ons ontmoet het, vertroulik moet hanteer, juis weens die inhoud van die gesprek wat spesifiek gegaan het oor hoe moet Trump nou sy uitvoerende bevel implementeer, watter rol kan ons daarbey speel, watter inligting wil hulle by ons hê. So, dit was 'n versoek gewees en ons doen graag daardie versoek gestaan, maar dis hoekom ons foto's geplaas het van waar ons op die Withuis se terrein was, om daarom te bewys ons is daar, ons is nou nie, maak nie of ons met belangrike mense vergader het nie. Ek kan vir jou sê, ons het vergader met plekke soos die Heritage Foundation se top buitelandse beleidshoof wat direk betrokke was by die skryf van Donald Trump se uitvoerende bevel. Dis iemand wat ek al vir jare ken. So ja, weet jy, dit is my vreemd dat 'n instelling of 'n publikasie soos Daily Maverick aanhou om te probeer uitvind met wie het ons nou ontmoet en vergader, weke nadat ons daar was. Hulle het nou al artikels geskryf, hulle maak video's soos hierdie, maar hulle bly ook aan om vir ons WhatsApp boodskappe te stuur en e-posse om te vra wie is dit met wie ons vergader het. Om jou idee te gee, vanmiddag kom sien die New York Times my, hulle verteenwoordiger in Johannesburg met presies dieselfde doel. Hulle wil weet wie ons vergader, want hulle wil ook met daai mense praat. So, interessante tye, Isak. So, maar is dit nou so groot geheim dat ons nie mag weet, behalwe Needham nou, wat jy genoem het, is daar ander name wat ons van mag weet? Ja, kyk, daar is sekerlik ander name waarvan 'n mens mag weet, en ek dink wat belangrik is, ek doen nou hierdie skakeling, Isak, vir 21 jaar. Ek het in 2004 vir die eerste keer Amerika besoek en met hierdie skakeling begin. En ek het oor die jare gesien, 'n mens moet goeie bande met mense smee en nie noodwendig elke keer as jy met iemand ontmoet het, probeer om 'n foto te neem en dit op sosiale media te plaas, jy weet. Dit het maar my oor die laaste paar jaar het ek eintlik daardie gevoel begin ontwikkel. As ek met ander woorde iemand ontmoet, kom ek gee vir jou 'n voorbeeld by die Hudson Instituut met Joshua Meservey. Dis 'n senior ou. Ek kan vir jou sê dis iemand met direkte toegang tot die Withuis. Hy help ook die Withuis met buitelandse beleid. Hy is ook so hy's 'n gesiene persoon. Hy verskyn gereeld voor die buitelandse sake komitee se geleenthede. Ek gaan nou nie as ek elke jaar, ek het hom November maand gesien, ek het hom nou weer gesien, nou 'n fotootjie van my en Joshua Meservey op sosiale media probeer plaas nie. Want 'n week nadat ons daar was, het hy toe 'n amptelike verklaring uitgereik, die Hudson Instituut, om te sê dat hulle maak nou 'n voorstel dat daar individuele sanksies
teen sekere politici in Suid-Afrika ingestel word. So baie van die goed wat in die gesprekke gevoer word, is in 'n mate vertroulik. Maar ja, so kan ek sê met wie ek ontmoet het by Heritage Foundation, Hudson Institute, die Cato Instituut, die Departement van Buitelandse Sake. Ons het met 3 persone ontmoet in die Withuis. Die een persoon was van die president se kantoor, sy buitelandse raadgewerspan. Die een was van die adjunkpresident JD Vance se kantoor, 'n interessante jong man wat JD Vance se buitelandse raadgewer is. En dan het ons ontmoet met iemand van die National Security Council, met ander woorde Mike Waltz, die veiligheidsraadgewer se kantoor. So dit was almal 3 buitelandse raadgewers gewees van daardie 3 kantore binne die Withuis met wie ons vergader het. In die Amerikaanse Kongres wil ek vir jou sê, by die buitelandse sake komitee van die Huis van Verteenwoordigers het ek 'n baie goeie kontak die afgelope paar jaar, iemand met wie ons ontmoet. En wie ek juis nie dit bekend maak nie, juis omdat dit nie deur die amptelike kanale gaan nie. Dit is nie iets wat op die, soos wat Rebecca Davis in haar video sê, dis nie op die amptelike sakelys van die Huis van Verteenwoordigers nie, maar dis omdat 'n mens met tyd goeie bande daar gesmee het en jy voel jy kan inligting beskikbaar stel, hulle kan jou kontak, vra vir inligting. So daar's dikwels redes hoekom 'n mens nie dit bekend maak nie, maar ek wel 'n foto geneem het van my kollegas soos Callie Kriel en Flip Buys en Dirk Herman, waar hulle daar staan in die vergadersaal van die buitelandse sake komitee van die Huis van Verteenwoordigers om te wys ons is daar binne, ons is daar ingelaat, ons is daar toegelaat. Ons het daar met mense vergader, maar ek het spesifiek om daai redes nie hulle bekend gemaak nie. Dan het ek ook ontmoetings gehad met die kandidaate vir Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Isak, want dit was ook vir my belangrik om met hulle te vergader. So iemand soos die ambassadeur wat nou hierdie week benoem is, het ek al op 2 gelede mee ontmoet. So ja, ek dink ons het goeie kontakte. My gevoel is dis goeie kontakte wat oor jare gesmee is. En is eintlik jammer dat 'n mens nou half jouself moet verdedig om te sê, ja, kyk wie is my goeie kontakte. Ek hoor wat jy sê en ek het baie groot begrip daarvoor, maar nou wil ek ook in die gesprek ingooi dat hierdie besoek van julle het dink ek selfs 'n groter uitgekring as wat julle sou verwag het. Ek dink so, ek sit dit op die tafel en vra, dis nie 'n feit wat ek stel nie. Maar tot so 'n mate dat dit regtig 'n groot impak op nasionale verhoudings, op die nasionale stand het. En dan sal 'n mens wil dink dat 'n ou dalk nou sê, dalk moet ons hierdie ding ook bietjie anders hanteer, en nie net vir ou se eie doelwitte nie, maar 'n groter nasionale belang hier agter in gedagte hou. Ek plaas dit op jou tafel. Ja. Ek is met jou eens, Isak. Kyk, ek wil weer eens vir jou sê, ek dink baie keer wat mense nie onthou miskien nie, is dat die dag nadat president Trump daardie uitvoerende bevel geteken het, het ons voorsitter Flip Buys 'n brief geskryf aan president Ramaphosa, waarin hy sy kommer hieroor uitgespreek het, sy kommer oor die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, en toe gevra het vir 'n ontmoeting, vir 'n gesprek, dat ons kan praat oor wat gedoen kan word, en ook gesê dat ons het baie goeie kontakte in die Trump administrasie. Ons is nie daaroor oneerlik nie. Ons het toegang tot die Trump administrasie, en die president het nie op ons brief geantwoord nie erkenning van ontvangs gegee nie. Ek kan ook vir jou sê dat Flip Buys is in direkte kontak met president Ramaphosa op WhatsApp. Met ander woorde, hulle het al seker meer as 'n jaar gelede het president Ramaphosa sy persoonlike selfoonnommer aan ons voorsitter gegee, sodat daar, wanneer dit nodig is, in uiterste geleenthede direkte WhatsApp kommunikasie kan wees. Daar was 'n uitreik na president Ramaphosa. Hy het ook nie daarop reageer nie. Sy woordvoerder, Vincent Magwenya, het wel in die media gesê, hulle gaan nie met ons praat nie. So ek dink dit is wel belangrik om dit te bevestig. Ek het self, voordat ons Amerika toe was, met mense soos Emma Powell van die DA gepraat, met die leierskap van die Vryheidsfront, met mense in die IFP, met mense in die Patriotic Alliance. Ons het, dink ek, toegang tot dan nou verskeie politieke partye binne die
regering van nasionale eenheid. En ons het presies dit ook gedoen met ons terugkeer. Nou kan ek ook weer eens hier vir jou sê, Isak, sedert of na die besoek, juis op hierdie punt wat jy maak oor die nasionale belang, was daar vanuit die leierskap van die Solidariteit-beweging ontmoetings met verskillende politici en politieke leiers en ander organisasies, dikwels juis in vertroue, omdat die mense dit nie noodwendig sal maar net wil bekend maak nie, omdat baie mense dit so sensitief beskou. Maar daar was baie gesprekke gewees. Ek is partykeer verstom elke week met watter gesprekke daar tans plaasvind. Juis omdat daar 'n klomp mense binne die huidige regering is, en selfs wil ek sê in die dampkring van die ANC is, wat bekommerd is oor hoe hierdie hele kwessie uitspeel op die oomblik, hoe daar nie 'n behoorlike oplossing gevind word vir hierdie konflik nie. So ons is daartoe verbind om met enigiemand te praat. As president Ramaphosa vandag sê hy wil met Flip praat, dan sal Flip met hom praat. As die regering met ons wil praat, sal ons dit doen, want ons is oor dieselfde dinge bekommerd as waaroor hulle bekommerd is. 'n Verswakking in handelsbetrekkinge, verlies aan beleggings vanuit Amerika. Ons sien reeds daardie gevolge, die uitvloei van beleggings uit Suid-Afrika, Amerikaanse beleggings. So ons is oor dieselfde dinge bekommerd. Ek dink maar net ons het baie meer proaktief opgetree as die regering. Dis vir my regtig 'n kwelling. Dat die presidentsie gereageer het soos wat hulle gister gereageer het op AfriForum se versoek oor Kiel de Boer. Ja, en absoluut. dat hulle so reageer op daardie besoek op Amerika en soos ek sê, mense is dankbaar vir die werk wat julle doen, maar ergens moet 'n mens op 'n punt kom wat jy sê hierdie ding is nou baie groter as net een groep se belange. En ek wil graag weet, hoe maak 'n mens nou om hierdie ding te probeer beredder, want tans lyk dit vir my onberedderbaar. Ja, dis nie 'n verwyd na jou kant toe nie. Maar dis 'n waarneming. Jy is heeltemal reg, Isak. Ek deel jou kommer, verstaan. Al mens stem ek met jou saam. Daar's 'n paar goed aan ons kant, vanuit Solidariteit se kant dink ek wat ons doen. Ek dink die eerste is om nou met soveel as moontlik mense en groepe te praat. Ons praat met mense in die breër ANC dampkring, voormalige leiers, organisasies soos Kusatu. Daar's verskillende uitreike in gesprekke en ek dink is baie belangrik dat dit moet plaasvind. Ook om met ander politieke partye binne die regering van nasionale eenheid te praat. Ek is in direkte kontak met leiers binne die DA, die Vryheidsfront, die IFP, en daar's 'n klomp goed wat ek beplan om in die volgende week of 2 ook verder rondom dit te doen. So dis baie belangrik om dis 'n klomp kanale oop te hou en te verseker dat dit oop bly. Dan dink ek is dit ook baie belangrik dat ons die kanaal na Amerika toe oop hou. So ons het vanuit Solidariteit die afgelope week of 2 baie geskakel met die Amerikaanse departement van buitelandse sake. Ek is in direkte kontak met Michael Needham in die departement om te skakel oor Marco Rubio se beleid, die minister van buitelandse sake daar se beleid. Ons sal verseker ook uitreik na die aangewese ambassadeur dan nou Leo Brent Bozell, wat dan nou waarskynlik binne die volgende maand of 2, 3 na Suid-Afrika sal kom. En dan hoop ons dat daar 'n goeie Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika aangestel sal word. Ek dink dit is van kritieke belang dat die regte persoon daar aangestel word en my versoek aan partye in die regering van nasionale eenheid, maar ook mense binne die ANC dampkring is om druk uit te oefen dat daar regtig waar 'n goeie koelkop aanstelling daar gemaak sal word. So ek dink ons doen van ons kant af regtig waar wat ons kan. Ons het 'n opvolgskrywe aan president Ramaphosa gerig om te sê, luister, Solidariteit en die Solidariteit beweging het goeie kontak in die Trump administrasie. Ons is verantwoordelik. Ons is bekommerd, ons dink ons kan 'n verskil maak en ons is bereid om te praat. Maar as die president nie met ons praat nie, beskou ons dit nie as die begin en die einde van alles nie. Ons praat met soveel as moontlik ander mense met wie ons kan praat. Jaco, of ons nou daarvan hou of nie, dit het gebeur. Ons is nou tot 'n mate in Amerika se versuur, hoewel Chris Wyatt vir my sê ons moet nou nie dink ons is so groot nie, maar okay. Daar is 'n fokus op Suid-Afrika en dit gaan nie nou dadelik weggaan nie. Hoe gaan 'n mens hierdie ding hanteer met Amerika
sonder om te lyk, want mense wil ook nou nie soos 'n willehond lyk wat gaan submit, dit sy so gaan lê en sy nek oopmaak. Ja. Ja. Jy weet, mense wil daarom ook met waardigheid voor Amerika gaan staan en sê, okay, ons het julle nodig, maar ons het ook ons eie waardigheid, en ek dink ek hoor dit dalk by die kritisie van julle besoek is om te sê, hoorie, ons moet dan ook nie lyk soos ouens wat nou oorgee hierson. Ja, nee, en daarmee is ek heeltemal eens. Suid-Afrika bly 'n soewereine land met sy eie buitelandse beleid, en ek dink as jy kyk wat die Trump-administrasie doen in sy verhoudinge met ander lande, dan het ek nog nie gesien dat Trump regtig hierdie soort van imperialistiese benadering volg waarvan hy dikwels beskuldig word. Daar's hierdie algemene beskuldiging dat Trump is nou 'n soort van imperialist en hy wil Amerikaanse imperialisme weer instel en hy wil eintlik oor lande regeer. Ek dink dis die teenoorgestelde. Ek dink Amerika keer terug na 'n soort van buitelandse beleid wat ons eintlik laas voor die Eerste Wêreldoorlog gesien het. En dit is een waar Amerika sê, ja goed, ons is baie sterk mag, 'n supermoondheid, een van die sterkste lande in die wêreld, maar ons wil bilateraal billike verhoudinge met ander lande hê. Met ander woorde, as Amerika handel dryf met 'n ander land, dan moet dit billike handelsverhoudinge wees. Dit moet verhoudinge wees wat in beide lande tot beide lande se voordeel strek. Met ander woorde, as Suid-Afrikaanse vervaardigers 1800 produkte sonder enige invoertariewe na Amerika kan uitvoer, hoekom stel die Suid-Afrikaanse regering 2 jaar gelede 'n 75% invoertarief in op Amerikaanse hoender en varkvleis? 2 produkte wat Suid-Afrika invoer, want Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse regering het 'n politieke agenda teen invoere uit Amerika. En dit is 'n bietjie die prentjie van die Trump-administrasie. Met ander woorde, as jy in verhouding wil staan met die Trump-administrasie en die Amerikaanse regering, dan moet jy 'n billike aanbod maak aan die Trump-administrasie. En dit is op gelyke gronde. Dit is nie een waar jy gaan lê en sê, goed, nou gee ons oor, ons gee boedel oor, Trump, sê wat wil jy hê en ons gee vir jou alles wat jy wil hê nie. Nee, daar moet 'n billike aanbod aan die Trump-administrasie gemaak word. Maar kom ons wees eerlik, Isak, sedert Trump ingehuldig is op 20 Januarie, het die Suid-Afrikaanse regering nog geen aanbod aan die Trump-administrasie gemaak. Ek kan vir jou sê, Botswana het een gemaak, Rwanda het een gemaak, Kenia het een gemaak, Zambië het een gemaak. Ek is in direkte kontak met baie van daai lande. Ek is met Rwanda se minister van buitelandse sake in kontak. Hulle het onderhandel met die Trump-administrasie op verskillende vlakke. Dis beide polities, dis militêr, maar dis ook ekonomies en uitgereik. Botswana se regering het dit onlangs gedoen. Hulle sluit almal ooreenkomste met die Trump-administrasie. Dit beteken nie Trump is besig om sy sin te kry met alles in hierdie lande nie, maar daar is interessante nuwe ooreenkomste. En dit is ook hoekom ek dink daar 'n goeie kans is dat AGOA, die African Growth and Opportunities Act, waarskynlik nie gaan word nie. Ek vermoed daardie wet gaan heeltemal geskraap word later vanjaar as hy verval, want die Trump-administrasie se benadering is, ek gaan eerder met elke Afrika land individueel werk. So elke Afrika land moet met ons kom onderhandel en dan sluit ons 'n ooreenkoms. En ek dink die Trump-administrasie is uitgesproke. Hulle soek 'n onverbonde Suid-Afrikaanse regering, nie een wat teen Amerika se belange gaan werk in sy verhouding met China, Iran, Rusland en ander lande nie. Hulle soek 'n billike binnelandse beleid in Suid-Afrika. Daar moet ernstig gepraat word oor sekere beleid, oor kwessies soos Bella en rassewette en so aan. En dan is Amerika bereid om regtig 'n goeie ooreenkoms met Suid-Afrika te sluit, waar Suid-Afrika toegang het tot Amerikaanse markte, maar veral waar die Trump-administrasie beleggings aanmoedig in die Suid-Afrikaanse ekonomie. So ek dink nie dis die einde van die wêreld nie. Ek dink daar kan 'n baie goeie ooreenkoms met Amerika gesluit word. Maar gits, Isak, dan kan mense soos Fikile Mbalula en al die mense nie aanhou met die stok en Amerika bly saam met die stok soos wat hulle tans doen nie. Hoorie, Jaco, en dan is dit vir my net interessant, so 'n stukkie kommentaar van jou kant af daar, dat Daily Maverick aanvanklik en ander media aanvanklik geweldig krities is en julle beskuldig van onverantwoordelike gedrag en julle invloed misbruik
by Amerika om verkeerde boodskappe en jokstories aan te dra en dan die volgende oomblik om te draai en te sê maar julle het eintlik geen invloed nie. So waaroor is dit dan nou eintlik bekommerd? Absoluut, jy weet, ek was op die voorblad van en dit lê net hier aan die ander kant op my lesenaar. Ek was saam met Trump op so bees wat ons ry op die voorblad van Daily Maverick so 'n paar weke gelede gewees. So Daily Maverick beskou ons so belangrik om ons op hulle voorblad te sit. Hulle het omvangryk berig oor ons besoek aan Amerika. Maar dan probeer hulle ook bewys, soos jy sê, dat hierdie eintlik nou nie 'n belangrike besoek was nie, dat ons eintlik maar net fotootjies geneem het, ons het by niemand belangrik ontmoet nie. Ek dink hier is 'n geweldige bekommernis by sekere mense in die media. En ek sien dit ook met 'n joernalis van die New York Times wat nou die hele tyd my kontak. So ek sê hy kom sien my vanmiddag. Hy stuur vir my WhatsApps die hele tyd. Hy is die New York Times se bureau hoof in Johannesburg. En hy wil net weet met wie het ons ontmoet want sy kantoor in New York van die New York Times plaas druk op hom om uit te vind wie is dit met wie ons ontmoet het en hoeveel invloed het ons nou eintlik op Trump. Toe ek nou gister vir hom sê, ag as jy nou regtig met my moet praat, wat wil jy by my weet? Toe sê hy die eintlike ding wat hy wil weet is hoeveel invloed het ons nou regtig by Trump? En dit is fascinerend dat dit by sommige mense in die media so 'n groot ding is. So 'n groot ding nou by Trump. Ja, so dis al wat ek vir jou kan sê. Dis vir my fascinerend dat 'n media instelling soos Daily Maverick byna amper so 'n obsessie hiermee ontwikkel het. Ek dink dit is omdat hulle bekommerd is dat Trump eintlik besig is om so 'n bietjie die wêreldorde te herskik. En dit is natuurlik 'n heeltemal groter en ander gesprek, maar Trump is besig om 'n klomp dinge oop te breek, klomp gesprekke oop te breek, nie net oor Amerika en wat in Amerika gebeur nie, maar ook hoe die wêreld funksioneer. En ek dink 'n klomp van die ouens is ongelukkig en kom ons wees eerlik, hulle is ongelukkig oor hulle befondsingsmodel, want hulle befondsingsmodel word ook geopenbaar en daar is natuurlik baie benoudheid by sommige media instellings in Suid-Afrika oor geld wat hulle oor die jare uit Amerika uitgekry het. So hoeveel invloed het julle by Trump? Ons invloed by Trump is beperk tot beleid. Dit is beperk tot buitelandse beleid. Ek dink ons het baie invloed binne die buitelandse sake departement en Marco Rubio die minister en wat hy besluit. Binne die Withuis skakel ek weekliks met personeel in die Withuis en dit gaan oor beleid. Dit gaan oor wat moet Trump volgende doen? Watter posisie moet Trump inneem? Om jou 'n idee te gee, Isak, ek dink as die terrein waarop ons baie hoë vlak beleid uitgeoefen het die laaste paar weke en baie suksesvol was om te verhoed dat Trump invoertariewe teen Suid-Afrika ingestel het. Ek dink sonder om nou ons eie ster te prys het solidariteit en die solidariteitsbeweging sover baie goed daarin geslaag om met ons toegang tot die Withuis te vra asseblief moenie aankondig dat julle invoertariewe teen Suid-Afrika instel nie. Trump het dit teen 'n hele klomp ander lande gedoen. Ek dink sover het ons die Withuis oortuig om dit nie te doen nie omdat ons regtig oor werksverliese bekommerd is. Okay, Jaco, en nou gaan ek afsluit en maar voordat ek jou die laaste vraag vra, wil ek net vir jou sê nê. Kyk nê, in my oë is jy 'n mooi oopgesig jong Afrikaner man nê. In wie se eerbaarheid ek glo. 'n man wat 'n bar sou kyk en wat nooit sal jok nie. So as ek nou vir jou vra, as Daily Maverick vir ons sê julle het eintlik geen invloed uitgeoefen nie, sal jy vir my jok as jy vir my sê wat presies julle kon uitrig daar? Ja, ek is met jou eerlik oor wat ek dink ons uitgerig het, Isak. Ek het niks om weg te steek nie. Ons het enkele gesprekke waar ek, soos ek sê, die name van mense nie bekend wil maak nie. Daaroor is ek met jou baie eerlik. Ek sal altyd probeer verduidelik hoekom dit is dat ons my name nie bekend wil maak nie. Maar ja, ek dink dit wat ons daar bereik het, kan ek met jou eerlik oor wees, oor die stappe wat die minister van buitelandse sake neem, iemand soos Marco Rubio, dat ek eerlik is daaroor dat ons in direkte kontak is met sy adjunk, en dat ons dus stappe beïnvloed, jy weet, iets soos die
die besluit oor Ibrahim Rasool dat ons daar 'n invloed uitgereik het. Ek wil nie krediet neem vir goed wat my nie toekom nie, want ek dink ook nie die Amerikaners is so oningelig dat hulle bloot maar besluite gaan neem op dinge wat ons vir hulle sê nie. Hulle eie intelligensie en hulle eie inligtingbronne is goed genoeg. Maar ek dink ons het genoeg toegang dat ons invloed kan uitoefen, dat ons dat inligting wat ek aan hulle beskikbaar stel, dokumente wat hier op my lesenaar lê wat ek beskikbaar stel aan die Amerikaners, dat dit gebruik word in hulle beleidsdokumente oor die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, Isak. So ja, ek dink ek kan tot die beste van my vermoë daardie invloed probeer uitoefen en dan eerlik wees oor wat die omvang daarvan is. Jaco Kleinhans, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het en geantwoord het op Daily Maverick se video. Alles van die beste. Hoorie, net vinnig voor jy waai, nê? Ja. Kom ek vra jou net een buitelandse vraag as ek mag. Het jy nog 'n oomblik vir my? Ja, graag. Ek kan nie dit laat verbygaan nie. Hierdie signal sagetjie, nê? Ek sien nou Piers Morgan sê as dit nou nie militêre inligting is wat uitgegee word nie, dan sê hy is hulle maar stiksienig en so stiksienig soos wat die demokrate is. Wat is jou mening oor daai hele saga? Ja, ek dink dis 'n slegte situasie vir die Withuis, Isak, en ek dink is baie sleg vir Mike Waltz, die nasionale veiligheids raadgewer van Trump, want hy het duidelik foutiewelik hierdie redakteur van die Atlantic gaan byvoeg op 'n groep waarop hy as nasionale veiligheidsadviseur saam met Marco Rubio, JD Vance, Pete Hegseth, die minister van verdediging, en nog een of twee ander senior regeringsleiers was. So dit was 'n fout. Hy het sy fout erken. Ek dink dit is goed dat hy dit erken het. Ek dink die Withuis is nog bietjie aan sy begin daar, Isak, en dis duidelik dat daar nog blapse soos hierdie gemaak kan word. Maar ek dink hulle het 'n baie duur lesie uitgeleer. Dat daar hulle sou van Biden uitgehaal het as dit hy was, hoor. Absoluut, en ek dink hulle verdien die kritiek wat teen hulle uitgespreek word. Ek dink nie dit is 'n rede vir Trump om noodwendig nou een of twee van sy senior regeringsleiers af te dank nie. Ek dink die eis dat iemand soos Waltz of Pete Hegseth nou afgedank moet word, ek dink dis bietjie oordrewe, maar ek dink dat Trump hulle bietjie moet inroep. Ek glo hy het dit reeds gedoen en ernstig oor die vingers moet tik. Daar's rede daarvoor en dat hulle absoluut baie meer moeite moet doen. Daar moet iemand in die Withuis wees wat daai soort van groepe beheer, né? En dit kan nie Mike Waltz self wees nie. Jy het iemand wat binne sekuriteit daai goeders beheer, seker maak daar's niemand binne so 'n groep. Dis soos 'n WhatsApp groep. Mense kan baie maklike fout maak en iemand byvoeg op jou WhatsApp groep. Dan moet dan iemand wees wat dit goed beheer. Dit wys eintlik vir jou nog dat daar nog 'n bietjie tande kry probleme in die Withuis is. En jy's heeltemal reg. Ek dink daar is ongelukkig het Pete Hegseth, die minister van verdediging spesifiek, inligting gedeel wat sensitief is. En ek dink die beste om te doen is erken dit, sê ons gaan alles in ons vermoë doen dat so iets nooit weer gebeur nie. En Trump moet maar sê hy het hulle 'n bietjie aangespreek, want ek dink dis die regte ding om te doen. Jaco Kleinhans, baie dankie, Jaco. Is weer eens vir een van my nagtelike versoeke, middernagtelike versoeke. Wel eintlik vroeë oggend versoeke, maar dankie. Ja. Baie dankie, Jaco. Altyd lekker om jou te gesels, Isak. Mooi dag vir jou.